En werkskaart 13 gaan nog steeds oor voortplantingsstelsel, maar die keer kyk ons spesifiek na die voortplantingsorgane. Nou daarso het ons nou heel eerstens die manlike organe, so kom ons kyk net gou hierso na die verskillende byskrifte. Daarso sit ons met die blaas, dis natuurlik gedeelte wat ons urine stoor, en dan het ons 'n buisie wat hier ophardloop bekend as die ureter, wat na jou nier toe gaan, en dan het ons ook 'n buisie wat hier afloop aan die onderkant, wat ons noem jou uretra. As jy sien, is sy byskrifie, en dan sit ons met hierdie gedeelte wat bekend staan as die penis natuurlik. Daar sit hy daarso, en die agterste gedeelte hierso van die laaste gedeelte van die kolon is die rectum, is maar net om vir jou 'n idee te gee van die posisionering van die spysverteringsstelsel van die man teenoor, die voortplantingsstelsel van die man teenoor die spysverteringsstelsel. En daar sit ons met 'n kliertjie bekend as die prostaatklier, wat afskeidings gee, wat deel vorm natuurlik van semen. En dan het ons testikel hierso, waarvan daar natuurlik 2 is, maar in die dwarsnit wat jy hierso sien, gaan jy nou net een van hulle kan sien. Maar dit is waar spermselletjies geproduseer word, en natuurlik die hormoon testosteroon kom daarvan af. En dan as die spermselletjies geproduseer word, dan word hulle vervoer met hierdie buisie wat bekend staan as die spermbuisie of vas deferens, word hulle natuurlik vervoer na die uretra toe. Ok, daar is die spermbuisie of die vas deferens. So as nou kyk na hierdie vooraansig, dan moet jy natuurlik ook hierdie byskrifte ken. So kom ons kyk gaan na byskrif nommer 1. Dit verwys na hierdie ronde struktuur wat hier sit. Dis natuurlik jou blaas, né? En dan hier is die 2 pypies wat hier so oploop, hulle gaan na jou niere toe, en hulle staan bekend as die ureters. Die ureters. As ons kyk na nommer 4 is hierdie struktuurtjie hierso, dis jou prostaatklier, hoor. Net mans het 'n prostaat, vrouens het nie 'n prostaatklier nie. En dan sit ons hierso by nommer 5, dit is ons testikel, ons het natuurlik 2, daar is 1 aan die ander kant, hiernie is net deurgesny, sodat jy kan sien hoe hy aan die binnekant lyk. Maar dit is ons testikel, wat spermselletjies en testosteroon natuurlik vervaardig. En dan is daar hierdie pypie wat hierso oploop, wat ons spermselletjies vat na die uretra toe. Dit staan bekend as die spermbuisie of die vas deferens. En dan hierdie buisie wat in die middel afloop natuurlik uit jou blaas uit, deur die penis, nommer 6 met ander woorde, dit staan bekend as die uretra. Right, so nommer 2 is jou ureters, en nommer 6 is jou uretra. Kwai. Dan kom ons kyk gaan na hierdie oefeningkie waar ons vir julle funksies gee, en dan gee ons vir julle strukture. Nou vervoer sperms van die testis na die penis. Kyk, dis die vas deferens. Yes. Vervaardig testosteroon en spermselle, dis die testikel. As hy hou die testikels in posisie buite die liggaam. Hou die testikels in posisie buite die liggaam. Nou dit is nou nie 'n byskrif hierso nie, maar dit is eintlik hy. Kyk, dis jou skrotum, maar hy het nie 'n byskrif daar nie, jou skrotum. So hy sal hierso ophardloop soontoe. As hy. En dan vervoer urine en semen. Dit sal ons uretra wees. As daarna kyk. En dan die laaste enetjie dra sperms na die vroulike geslagstelsel, en dis die werk natuurlik van die penis. So nou kan ons net kyk gou of ons reg is. As hy, loop hy mooi. There you go. Ada. Man, is volpunte daarso. As kyk na die vroulike geslagstelsel, dan het ons hier ook verskillende strukture, kom ons gebruik sommer rooi hierso. Nou daarso is die uretra, wat hier is die blaas, hoor, by die vrou is die blaas apart van haar geslagstelsel. Hier is die vroulike geslagstelsel en hier in die agterkant. So aan die voorkant daarvan sit die blaas, en dan is hierdie pypie wat natuurlik van die blaas afloop, dit is jou uretra, wat urine gaan vervoer na buitentoe. Okay? As jy kyk na die vroulike geslagstelsel, hierdie grootste gedeelte wat jy hierso sien, van die geslagstelsel, dit is dan bekend as die baarmoeder of die uterus. Die onderste gedeelte van die baarmoeder of uterus, dit staan bekend as die cervix. Okay? En dan daai cervix gaan natuurlik oor in hierdie, wat ook bekend staan as jou geboortekanaal, se buis, dis waarin jy jou penis gaan plaas, en dit staan bekend as die vagina. Daar is hy. En dan natuurlik aan die agterkant, is daar so 'n buisie wat hierso loop, dit staan bekend as jou fallopiusbuis, en dan is daar by die punt van die fallopiusbuis, omdat jy 2 van hulle, maar weer eens, jy kyk nou net na die dwarsnit, so jy sien nou net die een helfte. So daar sit 'n ovarium teen die punt van die fallopiusbuis.
Alright, dit is waar hy inkom. As ons kyk na die vooraansig, dan kyk ons 'n bietjie hierso, nommer 1, het ons gesê, dis daai ene, nee, dis jou vagina of jou geboortekanaal, dis hy wat daar so sit. Nommer 2 is jou cervix, nee, dis jou cervix, die ingang tot die uterus of die baarmoeder, dis die cervix. Nommer 3 sal dan, as ek kyk na nommer 3 wys na die middelste gedeelte hierso. En dit is 'n spierlaag, nee, dis 'n spierlaag van die baarmoederwand. Nommer 8 wys weer na die binneste laag toe. Staan ook bekend as die endometrium, maar op graad 9 vlak, of jy het net te weet van die binnevoering of die binneste laag van die baarmoederwand. En dan nommer 4 wys natuurlik na die baarmoeder toe, of die uterus. Nommer 5 is die buis wat hier loop, dieselfde buisie is wat daar omgaan. Dit is die fallopiusbuis. Julle ken dit in graad 9 as die eierleier. Maar ons hou meer van fallopiusbuis, okay? Maar eierleier. En dan nommer 7, op die punte van die fallopiusbuis, dit ek nou vir julle gesê, is daar 2 sulke ronde struktuurtjies, en dit is die ovariums. En dis daai ovariums wat natuurlik eierselle gaan produseer, en dan hormone, soos byvoorbeeld estrogen en progesteroon. Kom ons kyk gou hierso of ons nou hier reg is. Bevrugting vind hier plaas. Bevrugting vind binne in die fallopiusbuis plaas, hoor. Dis waar bevrugting plaasvind, dis in daai 2 buise, die een hierdie kant en die een aan daai kant, die fallopiusbuise. Die geboortekanaal waar in die penis geplaas word, dit het ek vir julle gesê, dis die vagina, nee, dis die vagina gedeelte. En dan ontvang die bevrugte eiersel of sigoot, dit is die baarmoederwand. So, as byskrif nommer 8 nie hierso was nie, dan sou nommer 4 reg gewees het. Maar omdat nommer 8 meer dui na die spesifieke plek toe waar die bevrugte eiersel of dan nou embrio geïmplant, is dit in die binnewand van die baarmoeder. So nommer 8 in ons geval is die meer akkurate ene. Alright. So ontvang die bevrugte eiersel gaan die baarmoeder wees, dan rek weier tydens geboorte. Wat sê julle sê is dit? Dit gaan die cervix wees, okay, daar is hy. Ons noem dit ontsluit. En dan eierselle en estrogen word hier geproduseer. Daar is hy, dis die ovarium. So ons kyk hulle gou vinnig deur. Daar is hy. Daar is almal. Mooi man. Ons kyk gou na die vraag. Bestudeer die sy-aansig en vooraansig van die manlike voortplantingsstelsel en beantwoord die vraag wat volg. Memoriseer ook hierdie name, hoor. Identifiseer die byskriftige nommer 1 tot 6. Daar is nommer 1, as jy nou mooi kan onthou, is dit die blaas. Absoluut, daar is die blaas. Nommer 2, soos daarna gaan kyk, nommer 2 gaan wees die penis. Nommer 3, daar is hy, dis die buisie binne in die penis. Dit kom vanaf die blaas af, soos julle hierso kan sien. Dis die uretra. Nommer 4, dis waar spermselletjies en testosteroon vervaardig word. Dis jou testicle. Dan nommer 5, as hierdie man wat daar so sit hy is nommer 4 aan hierdie kant en is nommer 5 aan hierdie kant. Dit is dan bekend as jou prostaat. En dan nommer 6, daar is hy. Dit is dan bekend as die rectum. Nee, dis die rectum, dis die laaste gedeelte van jou dikdarm, voordat hy oorgaan na jou anus toe, die opening wat hier sit, dis jou rectum. Nou sê hulle verskaf die naam van die deel wat by die volgende pas. Vervoer sperms van testis na die penis. Dit wil sê dit gaan daai buisie wees, nommer 7. Hulle sy mooi sy naam kan onthou, daar so loop hy, en hierdie kant ook af. Dit is die spermbuis of die vas deferens. Vervaardig testosteroon. Dit is nommer 4 hierdie kant, nommer 5 aan daai kant. Dis is testicle. Hou testicles in posisie buite die liggaam. Kyk, daar is nou nie 'n nommer daarvoor nie, maar dit sal jou skrotum wees, né? Jou skrotum. En dan vervoer urine en semen. Okay, dit sal nommer 3 wees hierdie kant, nommer 6 hierdie kant. Dit sal jou uretra wees. Jou uretra vervoer urine en semen. En dra sperms oor na die vroulike geslagstelsel. Dit sal nommer 2 wees. Dit is jou penis. En dan laastens voeg vloeistof by spermselle wat dit aktiveer om vinniger te beweeg. En dit is die prostaatklier se funksie. Die prostaatklier wat daar so sit. Dis sy werk. As kyk na die vroulike geslagstelsel.
Jy identifiseer dele 1, 2, 4, 5, 7 en 8. Ons kyk na nommer 1. Nommer 1 daai kant. Dit is die blaas wat daar so sit, hoor. Dis die blaas. Nommer 2, die ouetjie wat daar so is, dis die baarmoeder of die uterus. Nommer 4, daar sit hy. Dis jou eierleier of jou fallopies buis. 100. Hulle vra nie nommer 3 nie, maar nommer 3 is die ovariumpie wat daar so sit, hoor. Nommer 4 het ons gesê, nommer 5, dis die ouetjie wat daar so is, dis die onderkant van die baarmoeder, dit is die cervix. Okay. En dan nommer 7, hy sal as hierdie kant moet soek, daar is hy, dis die ovarium, en nommer 8, daar sit hy daar so, dis die binneste voering van die baarmoederwand, of die endometrium. En dan verskaf die naam van die deel wat die volgende funksie pas, die naam van die deel, nie die nommer, die naam. Waar bevrugting plaasvind, dit is in jou eierleier of jou fallopies buis. Bevrugting vind binne hierdie buis plaas. Okay? Fallopies buis of jou eierleier. Jou geboortekanaal is jou vagina, daar sit hy. Ontvang die embryo tydens inplanting, dit sal nommer 8 wees, nie? Dis die binneste voering van jou baarmoeder. En dan die eierselle en estrogen, die ingang na die baarmoeder uterus, die ingang is die cervix, dis daai area, die cervix, hierdie kant nommer 5, en die kant natuurlik nommer 2, dis die cervix. En dan eierselle en estrogen produseer, dit sal hierdie kant nommer, dat is nie nommerkie nie, maar dit is, of is nommer 3, die ovariumpie, die ovarium, daar is sit hy, hierdie kant is nommer 7, die ovarium.